Hallo, 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 hier is ons weer en ons is nou by deel 2 of episode 2 van die wapenrusting van God. So as jy nog nie deel 1 gekyk het nie, gaan ek vir jou vra om te stop, nou. Gaan kyk eers deel 1. Van deel 1 leer ons vir julle van definisies. Nee, definisie is die betekenis van 'n woord, wat daai woord beteken, is sy definisie, nee. Nou dit gaan julle help om deel 2, episode 2, van wapenrusting te verstaan. So gaan kyk daai eerste enetjie, en dan sien ek jou nou weer. Maar vir julle wat hom reeds gekyk het, kom ons gaan aan. So, die duiwel, of dan nou die vyand, soos die Bybel hom baie keer oor hom praat, is baie skelm, nee, en hy probeer ons vang om elke hoek en draai, om die verkeerde dinge te doen, en aan te hang, en net nie reg te lewe nie, nee. Mense seer te maak, verkeerde goed te sê, en ja, sodat ons verhouding met die Here belemmer kan word, nee, of moet skade kry. Goed, dit is sy modus operandi, as ek dit so kan stel. Goed. Nou kom ons kyk bietjie, die Here het vir ons riglyne in sy woord gesit om ons te kan beskerm teen hierdie skelmheid van die duiwel. Nee, kom ons kyk bietjie na daai wapenrusting. So, ons het in die vorige episode gepraat van wat is wapenrusting. So dis klere wat jy dra, goed, wat jou liggaam beskerm, nee. Maar hier praat ons meer in 'n geestelike manier, nee. Soos ons emosies en ons denke en so, nee. Dat dit in lyn is met God se woord, sodat ons onsself kan beskerm teen die duiwel wat so skelm is, nee. Goed. Nice. So, die eerste een van die wapenrusting wat ons gaan hanteer is die beld van die waarheid. Nou, dit is baie belangrik om te weet wat die waarheid is. En ons kan God se woord glo as waarheid, want hy is goed, hy het ons gemaak en hy wil die beste vir ons hê en hy het ons lief. En wanneer ons die waarheid glo of dit aanhang of weet wat die waarheid is, kan dit ons baie help om reg op te tree in situasies en om reg te handel. Nee, goed. So dis altyd belangrik om te weet wat is die waarheid. Nee, die wêreld lieg vir ons oor baie dinge en daai dinge is goed wat ons kan neerdruk of ons verhouding met God belemmer. So die woord is die waarheid en ons moet die woord leer sodat ons die waarheid kan ken en laat ons dan kan reg optree. Nee. Goed, die volgende deel is die borsstuk. Dit beskerm die borsarea nou. Wat is in die bors? Die hart, nee? Die hart. So dit kan baie te doen wees met emosie en sulke goed. Goed, so ons moet reg kies. Die borsstuk van geregtigheid is om reg te doen, om te kies dit wat reg is en wat reg is te doen en dit na te jaag. Nee, weg te bly van dit wat verkeerd is. Dan kan jy jouself beskerm, jou emosies, ander mense ook beskerm, nee. Goed, dan die skoene van bereidheid. Julle kan nie sien, trap op my voete, maar julle kan dit seker hoor, nee. Okay. Die skoene van bereidheid om die woord van Jesus te verkondig aan mense. Anders gaan mense verlore gaan. As ons nie bereid is om God of Jesus se wonderlike verlossingsplan, julle daai woord ook geleer nie. Sien julle hoekom ek sê julle moet eers die eerste episode kyk. As ons nie bereid is om God se verlossingsplan aan mense te vertel, dat hulle dit kan verstaan nie, gaan baie mense verlore gaan. As ons vir hulle kan verduidelik hoekom dit belangrik is om die woord te leer, dat hulle kan staande bly en die waarheid kan ken en reg kan optree, gaan hulle verlore gaan. So ons moet bereid wees om die goeie evangelie van vrede, nee, en liefde aan die mense te verkondig. Goed, excuse. Die volgende een is die skuld, nee? Weet julle wat 'n skuld? Ek weet julle gaan weet wat ek bedoel as ek sê shield. Want julle kinders hou mos van stories wat shields en sulke goed dan het, ja. So die shield, nee, dis daai
plaat of ding wat die soldate hulle self mee beskerm, nie? Pyle en koels en mense wat hulle wil slag met stokke en sulke goed. Ek weet nie of dit koels kan keer nie, maar julle weet wat ek bedoel. Shield, skild van geloof. Nou wanneer ons kan glo wat God vir ons sê in die Bybel, help dit verskriklik baie. Want dan glo ons dat God daar is vir ons wanneer ons bang is, vrees, want hy sê dit in sy woord, nie? Okay. Of dat hy ons kan help wanneer ons bietjie droog gemaak het om reg te maak, nie? Want hy sê dit. Hy sê hy sal vir jou krag gee om te doen wat reg is of om reg te maak met ander. So as ons die skild van die geloof het om te glo dat God ons gaan bystaan, ons gaan vertroos, ons gaan beskerm, ons gaan help, dan gaan dit ons help om oor baie goed te kan kom. Ek wil hier ietsie dieper praat. Wanneer ons iemand verloor het wat baie na aan ons is. Daai tipe van goed. As ons glo regtig dat God ons bystaan en ons gaan vertroos, dit gaan dit nie noodwendig makliker maak nie, maar jy glo dat God jou gaan help deur hierdie en jou gaan vertroos en jou gaan bystaan en jou gaan krag gee om te kan aangaan, dan help dit, nê? Goed, so die skild van geloof. Ons moet glo dat God goed is vir ons en hy is daar vir ons en hy is daar om ons te help. Goed, dan die volgende een is die helm, maar is helmet. Is basically helmet, nee? Ding wat jy op jou kop sit, wat jou kop beskerm. So dit laat my dink aan jou denke beskerm, dit wat ingaan, dit wat uitgaan, nee? Of om te onthou, nee, die helm van verlossing, om te onthou dat Christus deur hom, dat ons verlos is van sonde, en deur hom alleen, geen goeie werke wat ons kan doen, kan vir ons jy weet, in die hemel bring nie, net deur wat Christus vir ons gedoen het, kan ons in die hemel kom. So ons moet dit onthou, net die helm van verlossing. By dit wil ek ook eintlik sê, baie keer maak ons droog, nee? En dan is ons so hard op onsself en ons kan partykeer vir dae lank onsself aftakel oor hierdie fout. Nou wanneer ons die helm van verlossing aan het en ons onthou dat ons is net mens en dat ons deur Jesus gered is, dan kan dit ons 'n bietjie help om oor hierdie ding te kom. En dan al hierdie ander goed kan dan nou ook inskop, soos die borststuk van geregtigheid en die skoene van bereidheid en die skild van geloof, om dan nou die situasie te probeer regmaak, nee. Maar om te onthou, die helm van verlossing, eerste dat ons is mens en net deur Christus is ons gered en laat jou foute nie noodwendig maak wie jy is nie, maar net sê dat jy mens is. Dis nie te sê, omdat Jesus nou alles vir ons gedoen het, ons kan nou net doen wat ons wil nie, nee, dit is nie wat dit sê nie. Julle moet julle Bybels gaan lees, want die Bybel praat baie mooi oor dit ook. Maar die helm van verlossing, onthou, dat ons is net mens, en deur Christus Jesus, wat hy vir ons gedoen het, is ons gered. Laaste is baie belangrik, en ek het dit eintlik ook nou net klaar vir julle gesê, is die swaard van die Gees. Goed, ek wil julle 'n klein storie vertel, hoe belangrik die Bybel is, die swaard van die Gees. Die swaard is die woord van God. Nou, hoekom die swaard? Want al hierdie ander goed het ons veilig gehou, nee, vir aanvalle. Maar die swaard is die enigste ding wat nou genoem word, wat jy mee aanval, nee, attack, nee, terugdruk teen die vyand. En daar's 'n baie oulike storie wat ek van hou om vir mense te sê. As Jesus, toe hy mens was hier op aarde, dit nodig gehad het jy dit nog te meer nodig. Nee? Die swaard, die woord, van toe Jesus in die woestyn gegaan het, en hy gevas het vir 40 dae en 40 nagte, nee? En die duiwel hom kom versoek het. So, versoeking beteken, hy het hom kom versoek om sleg te doen, om goed te doen wat hy nie moes doen nie. Toe het Jesus self gesê, daar staan geskrywe. Nee, en hy het verwys na die woord, daar staan geskrywe, elke keer, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Dis hoekom dit belangrik is om ons woord te ken, want dit is hoe ons terugveg teen die vyand. Want as hy vir ons 'n leuen kom vertel, nee, dan kan ons vir hom die waarheid van die woord terugvertel en terugveg
teen sy eie planne. So, Efesiërs 6, gaan vra jou ma en jou pa dat julle dit bietjie deurlees, en ja, ek hoop julle het daarom ietsie geleer, ek glo en vertrou, dat julle iets geleer het vandag, om staande te wees teen die vyand se aanvalle. En julle is pragtige kinders van die Here, die Here het julle so lief. Tot ons mekaar weer sien. Bye!